Nou ja, goeienaand, ons is daarom nou hierso, nee, is al die goedjies nou aan, wat moet aan wees, dat ek al my goedjies reg kry. Want hoe kom ons nou by hierdie uit? Ons praat oor hoe om te dien, en nou wil ons praat oor 'n gesin, of oor saamgestelde gesin. Ek sien almal is nou, gaan die jeug nou iets doen? Ja. Ek het vir die kinders wat nou hier sit ook nie goeie nuus nie. Dit is 'n spookstorie. Maar as ons dink aan, wat is die twee goede wat Satan die meeste haat? En dit was in Eden gegee. Huwelik en die Sabbat. Die 7de gebod en die 7de dag. En hoekom ek hieroor wil praat is, want 'n mens vergeet, as ons 'n kerk is wat wil dien, dan moet ons begin kyk na gesinne en die gesinsstruktuur. Want as Satan 'n gesinsstruktuur kan vernietig 'n hele nageslag. En die realiteit is, 50% van huwelike skei. Die realiteit is, ek onthou sit een keer ingevul, kaartjies by ons kerk, toe was 50% van die mense was uit 'n saamgestelde gesin uit. 2 gesinne, pa en ma, en ons en joune. En ek dink, hierdie is 'n baie belangrike bediening, waarin ons kerk moet dink, hoe ons dit gaan aanpak. Want dis wat die samelewing mee sukkel. Ek wil vir julle sê, ek het een keer in die teekamer, en ek sou eintlik 'n teekamerprater, ek kom in die teekamer ingestap, en iemand sê vir my, dit, ek haat my stiefdogter. Dit was sy woorde, ek haat my stiefdogter, ek kan haar nie verdra nie. En ek en hy sit so, en ek sê vir hom, hoe lank is sy in jou lewe? 6 maande. Ek sê 6 maande, jy het die reg om so te voel, want hy begin skuldig voel, omdat hy so voel. Jy het haar nog nie eens leer ken nie. En die gesprek het so geëskaleer, nadat was die teekamer vol, ons het 'n uur en 'n half, as seker meer sê, die teaters het gestaan naderhand. Ek het nie gedink daar is so baie mense wat daaroor wil praat nie. Ek kon dit nie glo nie, alles staan, almal sit daar, die naviseers, almal sit daar, en 'n vrou begin met my te praat, en die volgende oggend gaan doen ek rond, en ek loop een van die dokters raak, en hy kom in die gang na my, hy sê vir my, baie dankie vir gister se gesprek, dit was een van die mees sinvolste gesprekke waarin ek in my hele lewe was. Ons praat baie keer so oor koetjies en kalfies en oor die politiek, en ons spot oor die diesel, en Julius Malema, en die vrouens en die huwelike. Ongelukkig spot mense oor die huwelike ook. Dis eintlik 'n verskriklike ding om te doen. Hoe wil ons vir hierdie kinders sê, julle moet gelukkig getroud wees, maar ons maak grappies oor die huwelik. Die skriftuurteks wat ek vir julle wil voorhou, en dis 'n baie bekende gedeelte hier in Genesis 2 vers 18 en 24, kom ons bid. Baie dankie, dierbare Hemelse Vader, dat ons die wonderlike voorreg het om weer eens die Bybel oop te maak. En Here, ons wil graag 'n dienende kerk word, en wanneer ons na hierdie onderwerpe vlugtig vanaand gaan kyk, wil U asseblief in elkeen van ons harte inkom. Stort die Heilige Gees ryklik op ons uit, Here, en help dat wat ons leer, as iemand ons dalk iets vra of sê, dat ons 'n goeie antwoord sal hê wat van U afkom. En help, Here, dat ons mense wat hierdeur geraak word, nie uit ons lewens sal uitskuif nie, maar dat ons hierdie mense nader aan ons sal trek en aan Jesus. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou, dis 'n baie bekende gedeelte, 2 vers 18 sê, ook het die Here gesê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En dan sê hy so 24, die manne en die vrouens, jy moet onder die rokspante uitkom. Dit sê so, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Hoekom het God dit gesê? Hulle sal een wees. Wat was die groot doel daarvan? Die groot doel van die huwelik was dat dit moet eintlik in hierdie tyd waarin ons nou lewe, miskien werk ek die knoppie verkeerd. Daar kom my daar nou. Ha! Die huwelik
is eintlik 'n stukkie paradys wat ons nou al moet ervaar. Dis hoekom as Satan dit kan vernietig, wen hy. Hy haat die huwelik meer as enige profesie wat ons verkondig. Satan haat die huwelik meer, die gesinslewe meer, as wat hy enige Bybelprofesie of preek, of hy haat die huwelik. Dis hoekom so baie op die rots gekom. Ek kry nog 'n man wat voor my sit, dis nou omtrent 3 weke terug, hy sê vir my, hy's nou al 5 jaar in sy tweede huwelik, maar sy vrou wil nie sy dogter aanvaar nie, hy kan nie meer die pad vorentoe sien nie. Dis 'n realiteit waarmee ons moet werk. Wat gaan ons met hierdie mense doen? Die probleem is mense in saamgestelde gesinne of enkel ouers word baie keer uitgeskuif. Hulle word gemarginaliseer. Hulle het almal verskriklike behoeftes. As ons dink aan enkel ouers, dis finansiëel, dit is fisies, dit is nie 'n goeie opvoeding altyd vir die kind nie, dis 'n moeilike opvoeding, maar daai mense word stelselmatig uit die stelsel uitgeskuif. Mense wat weer in 'n huwelik saamkom, word baie keer gemarginaliseer waar hulle ook al is. Want daar word na hulle gewys, julle verhouding met Christus word gereflekteer in hierdie gebroke lewe wat julle nou lei. En ons mense skuif hulle weg. En dit was God se groot plan geweest. Dis baie interessant ook nie. Wanneer mense sê net maar uitmekaar het was en weer by mekaar kom, dieselfde man en vrou nie, ons moet daai mense die meeste ondersteuning gee. Maar ons praat heeltyd oor hulle. Hulle het die ondersteuning nodig. En hulle sê kinders wat in 'n saamgestelde huwelik, dit gaan oor die kinders ook. Want dis hoekom Satan op huwelike fokus. Hy kan 'n nageslag wat Christus kan dien, wat in hierdie kerk kan dien, kan hy vernietig. So wat hy doen is dit, as hy hulle kan vernietig, dan is daar nie verdere bediening nie. Daar's nie 'n verdere bediening nie. Ek wil vir die kinders wat hier so is, hulle is nou klein wat hier so sit. Die probleem is dit, as ons na Genesis kyk, wat was eerste? Wat was eerste? Die huwelik. En toe? Die kinders. As ons kyk na saamgestelde gesinne, luister jy, ek hoop julle kan my volg. Wat was eerste baie keer? Die kinders. En toe die huwelik. Maar wanneer ons na al twee hierdie ouers kyk en ons wil hulle bedien, moet ons vir hulle 'n boodskap gee. Kinders is tweede. Hulle kom tweede. Die man en die vrou is die eenheid, hulle moet eerste kom. Ek weet nie of leraar saamstem, maar leraar is nou, hy doen berading, ek doen nie berading nie, maar dis die belangrike ding, ons vergeet dit. Kinders is tweede. Maar in saamgestelde huwelike vorm hulle nader aan die sentrale rol, of hulle vervul die sentrale rol van die verhouding. En kinders bly in die slag. As die ouers sterk is die ma en die pa sterk is, hulle is 'n sterk eenheid, het jy sterk kinders. Hulle sê as 'n ma alleen kerk toe gaan, die nageslag het maar 'n 35% kans om in die kerk te wees, of om 'n geestelike lewe te hê. As die pa teenoor daar gaan, en die pa is 'n getroue kerkganger en 'n Christen, dan het die nageslag 'n 70% kans. So ons het 2 ouers nodig om hierdie kinders voor te berei, nie net vir die ewige lewe hierna nie, maar ook om in die 70 Adventiste kerk in die toekoms te bedien. En dit moet ons fokus wees. Ons vergeet van hierdie gesinne, en hoekom praat ons daaroor, want die syfers wys dit. En wat so mooi is, Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil julle 'n toekoms gee van verwagting. Ons moet hoopvol wees. Die probleem is dit, wanneer kinders baie keer in hierdie gebroke gesinne is, hulle verloor hoop in die toekoms. Hulle begin hulle hoop in hulle vervulling te soek in verkeerde dinge, want hulle voel leeg binnekant. Ek kry 'n man wat daar weer voor my sit en 'n vrou, hulle sê hulle besig met hulle tweede huwelik, hulle beplan dit nog. En die man maak vir my, hy sê 'n ding wat vir my verskriklik ontstel het. Hy sê vir my, hierdie dogter van hierdie vrou, as sy met ons so praat, gaan ek haar straf. Hy het hierdie militaristiese uitkyk op hierdie lewe, op hierdie huwelik. Hy doen dit verkeerd. Ek sê vir hom, luister die boeta, jy doen dit verkeerd. Hy kyk my aan, hy's geskok toe ek dit vir hom sê. Ek sê, jy's nie die biologiese ouer nie.
Baie keer kan ons van hulp wees vir mense daar buite, deur net daai bietjie inligting vir hulle te gee en sê, luister, jy is nie die biologiese ouer nie. In die begin moet die biologiese ouer primêr die dissipline doen, en jy is daar om te ondersteun en lief te kry. Jy moet 'n verhouding bou met daai persoon. Jy kan nie met 'n militaristiese houding daarin ingaan nie. En dit is ongelukkig die probleem, wanneer ons na mans en vroue se dinamika kyk, en ons gaan hierna kyk, hoe sterker die vrou is, sê nou maar, in die huweliks of in die opvoeding van die kinders, hoe minder passief of hoe meer passief is die man, of andersom. Ons is nooit gelyk nie. Ons is nooit gelyk nie. So wanneer waar die man eintlik die sterker een moet wees, want hy is die hoof van die huis, hy is die priester van die huis. As ons kyk na Angus Buchan se Mighty Men wat hy daar in Natal, hoeveel jaar terughou, hoeveel mans was daar? 250,000 mans. Dit is 'n absolute behoefte wat ons moet aanspreek in die samelewing, is die rol van die pa in hierdie gesinne. As ons dink aan wat ons samelewing dikteer, wie moet nou die werk kry? Die vrou. Die man moet skool moet pas. Hy moet by die huis wees. Die samelewing dit is 'n absolute poging van Satan om die gesinsstruktuur totaal en al te vernietig. Want dan wen hy generasies. Dit is Satan se grootste mikpunt. En die probleem is, daar kom die televisie ook nou by. Blended families. Mense kyk, ek weet, daar's verskriklik baie sulke films, ek eers weet daar so baie nie. Dan kyk mense hierdie goed met groot vermaak aan. En dit is myne en joune en ons sin en alles is te wonderlik, nee. Okay, almal lyk ook soos modelle. Daar's nie 'n boep en skalk op man daar's net almal is reg gebou, jy weet, hulle is nie soos ons nie, soos ons gewone mense nie. Maar in 'n geval, alles lyk te wonderlik. Dis wat Satan doen, hy beeld dit uit. Hy sê vir mense, die huwelik is nie so belangrik nie. Kyk net wat kan gebeur, as julle weer saam is, jy het nog meer as een kans. Ongelukkig, saamgestelde huwelik of die tweede huwelike het 'n 60 tot 70% kans om te val. As hulle nie goeie berading kry nie, sê ek nou vir die tweede huwelike se kans om te val is omtrent tussen 60 en 70%. En dit raak die kinders. Die kinders word geraak. Die Bybel het nie baie daaroor te sê nie. Ons sê, ek sal nou daarna kyk, Efesiërs, vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met die tug en die vermaaning, soos die Here wil. Die kind is die sentrale persoon of persone wat kwesbaar en seer kry, die grootste seer kry in saamgestelde gesinne. Ek kry eendag 'n man en 'n vrou, hulle is nou al 'n klompie jare getroud en hy probeer nou regtig sy bes om vir sy stiefkind 'n pa te wees. En eendag kom hy by my en hy sê vir my, hy is nou so kwaad. Hy is so woedend dat hierdie kind waarvoor hy ry vir haar sport, hy doen al die groot dinge, sy verkies haar pa bo hom. Sê ek, dis normaal. Dis normaal. Jy sien, ons het 'n bediening, ons moet na hierdie mense toe kan gaan en vir hulle sê, maar dis wat jy kan doen, dis normaal. Hierdie kinders verafgod hulle biologiese ouers. Hulle idealiseer hulle, maar niemand sê dit vir hom nie. Toe ek dit vir hom sê, toe sê hy, ek het nooit daaraan gedink nie. Ek sê, jy kan hierdie ding net in liefde hanteer. Want die probleem is dit, hulle is nou 'n saamgestelde gesin en nou gaan die man en vrou uit mekaar uit, dan raak hy kinders verder seer gemaak en getraumatiseer. En hulle kan vir ewig verlore wees vir die koninkryk van God. Ek dink regtig, as ons as 'n Sevendag-Adventiste kerk, moet ons begin dink aan maniere hoe ons die gemeenskap kan bedien om saamgestelde gesinne aan te spreek. Die duiwel is eintlik verskriklik. Nou as ons dan na hierdie na saamgestelde gesinne kyk, is dit verskriklik. Wat gebeur in die eerste huwelik wat nou nie gewerk het nie? Ek hoor baie stories. Waar ek sit, praat, ek werk met die siel van die mens. Ek hoor baie stories. Dan sit nou eerste huwelik, my man is nie goed genoeg nie en ek het vertrou in hom verloor. En dan skei hulle. Nee, daar's nie kommunikasie nie, hulle praat nie met mekaar nie, hulle gaan uit mekaar uit. Nou beland hulle in tweede huwelike. Weet wat doen Satan dan? En dit het ek al self gehoor. Wat doen Satan dan? Dan begin hy vir hulle te sê, maar jou eerste man was nie so sleg nie. Hy was te sleg, het jy nie saam met hom, of jou man of jou vrou wil wees nie. Nou kom hy met die tweede huwelik, en nou begin hy vir hulle te sê, maar hy is nie so sleg nie.
Hy probeer onmin saai, selfs in gebrokenheid van 'n saamgestelde huwelik. 'n Man in die eerste huwelik moet homself nie, hoef homself te bewys nie. Die probleem is, hierdie tweede huwelike begin op 'n agtervoet, en ons moet dit vir die mense sê. Dis hoekom ek dink dit so belangrik is om 'n bediening te hê. Want daai manne, die vrou vertrou nie daai man nie. Daai man in 'n tweede huwelik moet hom nou eers self bewys, of daai vrou moet hom haar eers self bewys. Nie eers die huwelik was dit nie so nie. En dan raak die kinders die middelpunt. En ek sê vir julle, hoe hard dit ook al klink, kinders is nie die belangrikste deel van die gesin nie. Die ma en die pa is, en dis waarop gefokus moet word. Selfs in saamgestelde gesinne, as jy daai ding kan uitsorteer, dan gaan dit dan sê die verhouding tussen die pa en die ma en die kinders is baie beter. Selfs dan is dit beter. Dit sê ongeduld moet 'n kenmerk wees van gesinsverhoudings, en die huis 'n plek moet wees waar vrolikheid, hoflikheid woon. Dis dan eintlik verskriklik. Daar's Rastaf, ek weet nie of julle vir Rastaf ken nie. Hy's 'n gospelsanger in Amerika, en hy vertel eendag sy verhaal. Sy paale leef met hierdie absolute voorgee lewe. Hulle vertel vir die mense dat alles is pragtig by hulle huis. Maar as hulle by die huis afklim, hulle kom goed voor aan die samelewing. As hulle daar afklim, dan is dit 'n geveg. En hy het eendag die fout gemaak om vir een van sy maatjies te vertel, en sy maat hom verskriklik aangeraak. Want ons steek hierdie dinge weg. Die huis moet 'n plek van vrolikheid wees. Wat dit tot gevolg het is, hy het 'n absolute verslawing aan alkohol gehad vir baie jare. En hy vertel mooi sy verhaal hoe hy daarvan losgekom het. Hierdie skynheiligheid wat mense het, huise moet 'n plek wees waar daar samesyn, vrolikheid en liefde is. En dis hoekom dit belangrik is om dit in ons samelewing aan te spreek. Ellen White skryf, beklemtoon dat geestelikheid, eenheid van die fondasie is van saamgestelde gesinne, strek verder as die biologiese koneksie. Dit is baie belangrik. Die pa en ma se verhouding moet heg wees. Hoe hegter hulle is, hoe beter gaan dit wees en die uitkoms op die kinders wees. Selfs as alles het 'n saamgestelde gesin. Dit is 'n opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dit is nogal 'n groot ding. Liefde is 'n kognitiewe besluit. Het julle dit geweet? Wil jy, dis nie daai toe ons nou daai eerste keer uitsaam. Daar raak gesien het nie, jy weet. Dis nie liefde nie. Liefde is 'n wilsbesluit. Dit is 'n besluit wat jy moet koester en 'n besluit wat jy moet neem elke dag. Dit is 'n wilsbesluit. Ons wil dit baie keer 'n gevoel maak. En as ons op gevoel moet gaan, dan gaan die meeste goed nie werk nie. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat nie, nie te gou om kwaad te word nie. Dit is eintlik 'n groot beginsel. Ons wil heeltyd alles reg praat. Partykeer moet daar net geluister word na daai mense. En na wie toe moet hulle gaan? Na wie toe gaan mense? Ek onthou een keer moes ek 'n lesing gee oor medisyne vir die man. Ek wil nou nie sê wat se medisyne, jy kan ook hierdie jong mense nou om wat ontspoor. Maar ek gee toe 'n praatjie oor die huweliksverhouding. Wat is intimiteit in 'n huwelik? En ek onthou een van die ander prowe vra eendag vir my, hy moet 'n lesing by hulle kerk aanbied, en hy het toe na 'n huweliksraadgewer toe gegaan. En dis die skokkende ding. En daai persoon het vir hulle verskriklike goed vertel. Hy het vir hulle vertel hoe om na verkeerde goed te kyk. Hulle moet, dit raak eksplisiet. Hy kom na my toe, hy sê vir my, en dit is 'n man wat sê hy's 'n Christen. Hy kom na my toe, hy sê, kan ek asseblief jou praatjie kry? Kan ek asseblief jou praatjie kry? Want dit gaan daaroor, as die wêreld daar buite 'n krisis het, na wie toe moet hulle gaan? Hulle moet na ons toe kan kom. Want ons het 'n pragtige boodskap. Ons moet 'n pragtige verhouding met Christus hê. Ons kan vir hulle dit meer in perspektief sit as die sekulêre wêreld daar buite. Want wat is die meeste mense se huwelikservaring baie keer? Hulle kyk op die televisie. Dis hulle ervaring. Hierdie wow, dit lyk altyd baie goed. Daar's uitdagings. Ons moet met mekaar kan praat. As jy dink in die Bybel, nê, is daar enige saamgestelde gesinne? Dis nou moeilik om te sê, want ek kon nie iets spesifiek kry wat nou twee skei en nou trou hulle weer nie. Is daar enige saamgestelde gesinne in die Bybel waarvan julle weet? Jakob is een, ja, met Lea
Ek verstaan dit nie altyd, as ek hierdie verhale lees, verstaan ek dit glad nie. Hoekom eers die volgende oggend agter dis Lea? Dis seker maar donker, dis seker, hulle het nie krag gehad nie, maar in 'n geval. Wie nog? Abraham, ja. Abraham, sy vrou sê vir hom, hy is elke mooi slavin gewees, hy het nie vreeslik gestry nie. Dis Abraham, nee? Daar sê Dawid, dis ook wat was die gevolg van daardie saamgestelde gesin? Sy kinders wou hom doodmaak. Sy familie het in opstand teen hom gekom. Ja, wie nog? Daar's nog ene. Hosea? Wie nog? Maria en Josef. Jesus was ook 'n saamgestelde gesin. It's eintlik amazing. So, die probleem is dat ons kan nie altyd alles op die ouers se deur lê nie, as dinge nie reg uitwerk nie. Maar, daar is dinge waarmee ons hierdie ouers, of hierdie kinders, of hierdie tieners wat moeilik is, kan ondersteun. Wat van geskeide gesinne? Ouers kom na jou toe, die kind het allerlei probleme, nou wat doen die dokters? Hulle gee vir hulle om pille. Nou ons dokter alles met pille. Terwyl hulle eintlik ondersteuning nodig het. Mense wat skei, as jy kyk na Bloemfontein, ek noem dit vir Heinrich, as jy kyk na Bloemfontein, daar's 2 kerke wat ontsettend groot geword het. Een predikant het ek weer self gepraat, hulle het begin met 'n lidmaat van 16, dit was hulle lidmaatgetal. Hulle is nou oor die 3000. En waar fokus hulle? Op gesin, gesinstruktuur, hulle het 'n bediening vir wanneer mense skei. Jy sien, dan wil ons baie keer vir mense sê, maar ons is Adventiste, man, ons is perfek, ons sukkel nie met hierdie goede nie. Ons kerk se statistieke lyk maar presies dieselfde as die wêreld se statistieke. Daar is absoluut geen verskil nie. En daai man het daarop gefokus, want wat gebeur? Die vrou sukkel met die kinders, die vrou het ondersteuning nodig, of die man het ondersteuning nodig. Dis wat hierdie samelewing moet doen, dis wat 'n kerk moet doen, ons moet 'n gebroke samelewing ondersteun. As ons kyk na die saamgestelde gesinne wat julle nou genoem het, Ruth en Naomi is ook aan die ene. Dis 'n saamgestelde gesin, maar ek wil graag hê ons moet na hierdie ene gaan kyk. Hierdie gaan oor Abraham. En hoekom is dit so 'n belangrike gedeelte? Want Abraham weerspieël en wys vir ons eintlik die rol van die pa in die gesin. Die pa speel eintlik die belangrikste rol in die gesin. Mens dink nie altyd so nie. Dit is so belangrik vir 'n pa om sy kinders en sy gesin te rig. Om net eenvoudige goed te doen soos godsdiens. Ek lees eendag in die Adventist Review statistieke. Hoeveel paas roep hulle huise bymekaar en sê kom ons bid nou saam? Minder as 25% elke dag. Ons is bekommerd oor ons kinders se welstand in universiteite en wat gaan hulle doen, en ons is ongelukkig oor die politiek en ons praat oor herstellende aksies en ons bombardeer ons kinders hiermee. Ons kinders is die kosbaarste geskenk wat ons het, en Satan se hoof fokus, hy wil hulle vernietig. En deur dit te doen, moet hy die ouers vernietig. So as ons na Abraham kyk, God kom na hom toe en hy gee vir hom beloftes. Hierdie pa, Abraham word in Hebreërs 11 genoem as een van die groot geloofshelde. En hier kom en hy gee vir hom die belofte uit jou nageslag. So wat doen Abraham? Hy glo dit. En hy sê Abraham het weggetrek en gehoorsaam aan die Here, en Lot het met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran uit weggetrek het, en God gee vir hom 'n belofte. En onthou, dit is God se plan A. Daar is 'n plan A met gesinne. Daar's 'n plan A met huwelike. Dis God se plan en droom en ideaal. Uit jou nageslag sal daar iemand kom. Jou nageslag sal groot word. Hy gee vir my belofte, nie een keer nie. Hy gee dit vir hom telke male. So wanneer ons dit na onsself toe moet bring, wat moet ek as pa doen? Ek moet genoeg tyd op my knieë deurbring. Ons bid nie genoeg saam met ons kinders nie. Ek weet my vrou doen dit baie. Gedoen toe ons kinders klein was. Maar ons paas moet dit doen. Ons moet weer die goeie reg praat en sê in plaas van, seun, kom ons bid hieroor. Ons moet op ons knieë deurbring vir ons kinders. Ons moet seker maak dat ons in ons eie lewens herlewe deur die Heilige Gees. Ons het 'n groot rol te speel.
Ons moet daardie plan A deurvoer in ons lewens. Daardie plan A, en hier kom Abraham, en hy is op pad Egipte toe. Wat gebeur toe? God maak aan hom die belofte, wat doen hy? Hy sê vir sy vrou, luister hier, sê vir daai ouens, jy is my sussie. So eintlik wat Abraham besig is om hier te doen, hy begin plan B. So God het 'n plan A vir elkeen van ons se lewens, soos Jesaja, soos hy sê, ons het, dit wat ek vir julle dink is so groot, hy het 'n plan A, hier kom hy gee vir hulle, hy sê vir hulle, luister hierso, sê vir hulle, ek is my sussie, jy is my sussie. En wat het toe gebeur? Julle ken almal die verhaal, Farao het hulle toe weer laat gaan, jy sien, hy kondig plan B aan, maar kyk na die dinamika hierso. Abraham is die sterk een. Abraham is die een wat die besluite neem. Hy sê vir Sarah, luister die Sarah, jy gaan nou dit doen. Maar God is hulle genadig en hy kom weer en hy gee vir hom al die beloftes en hy herbevestig plan A. Hy herbevestig plan A met Abraham. Genesis 15 en die woord van die Here het aan Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, een wat jou eie nasaat is, hy sal jou erfgenaam wees. En dan kom die Here en hy sê vir Abraham, en toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en hom gewys die sterre in die hemel. Ek weet daar in die kinderbybel is so 'n mooi prentjie waar hy staan met al die sterre in die hemel. Dis hoe groot jou nageslag sal wees. En Abraham het toe die Here geglo. Hy het hom geglo en dit het goed gevind en Abraham het volgens die wil van die Here gehandel. God bevestig ten spyte van die foute wat hy gemaak het. As daar foute gemaak is, is dit nie die einde nie, dit bly nog steeds God se plan A. Ten spyte van die foute wat hy gemaak het, herbevestig God aan Abraham, hier is plan A, hier is plan A. Maar wat gebeur in 16? Hier verander die prentjie heeltemal. Hier word hierdie 'n saamgestelde gesin. En hierso sê Sarah vir hom, kyk weer na die dinamika. Eers was Abraham die sterk een wat gesê het en wat gelei het en die beloftes bevestig het. Hier is hy apaties. Hier is Abraham heeltemal apaties en Sarah is die sterker een. En dis ongelukkig hoe huweliksverhoudings werk. As die vrou sterker na vore kom, gaan die man baie keer word daar ritereer hy of andersro of baie keer kan mans hulle pligte versuim. Hulle kan hulle pligte versuim. Mans kry baie keer weg agter hulle werk en sê ek moet hard werk om vir die gesin te voorsien. Arme ma moet al die kinders grootmaak. Ongelukkig is dit die tendens van die tyd. Mans kan baie keer 'n passifistiese rol in vervul in hierdie gesinsstruktuur bloot omdat hulle self verskoon of hulle regverdig dat hulle besig is met ander dinge. En hier kom sy en Sarah sê vir hom, die Here het nou eenmaal daarvan weer hom kinders te gaan slaap by my slavin. Miskien is sy jou kind in die wêreld bring wat my eie kan word. Daai is groot woorde. Daai is die moeilikste ding. Hier word hulle, ek sal daai kind vat as my eie. Sy sê ek sal daai kind vat as my stiefkind. En nou ja, plan B. Hier's nou alweer 'n plan B. Die probleem was, Abraham moes eintlik vir haar daar gesê het, as hy die werklike rol vervul het as 'n pa, die Here het vir ons gesê, dis die roete wat ons moet volg. Die man behoort geestelik die sterker een te wees. Vrouens is meer emosioneel, dit is so. Die man moet meer logies dink en sê, maar dis wat ek gesê het, hulle moet nie met hulle emosies dink nie, maar vrouens dink met hulle emosies. En Abraham doen dit nie. Hierdie man sê, en dit is die skokkende ding wat hy sê, my eie navorsing is die hele boek wat hy geskryf het, baie interessant, het bevestig dat 'n disfunksionele gesinslewe die grootste krisis is wat die wêreld in die gesig staar met vaderloosheid in die middel daarvan. So as ons dink aan 'n bediening, moet ons eintlik 'n bediening hê vir mans en hulle oplei in hierdie waar hulle in disfunksionele gesinne sit, moet ons eintlik die mans oplei en vir hulle sê, dis hoe jy hierdie disfunksionele gesin moet hanteer. Dis 'n baie groot behoefte. Daai kerke wat gebou is in Bloemfontein, het ook gefokus op die disfunksionaliteit van die gesin, en hulle het gegroei van 16 na 3000 toe. Dis 'n groot behoefte, en ons moet dit aanspreek. As ons wil gaan dien, moet ons dit aanspreek. En hy skryf verder, sommige kinders se verlange is om met vaders te identifiseer.
toe daai manne vir my sê, gelukkig het ek nou hierdie goede gelees, kon ek vir hom sê, luisterie, dis hoe sy gaan voel. Jy moet nie in jou eer gekrenk voel nie. Dis hoe hulle dink en redeneer. Mense daar buite het nie die inligting nie. Hulle het nie die inligting nie. Dis nie maklik daar buite nie. Sommige kinders se verlange is om met hulle vaders te identifiseer. As dit nie daar is nie, lei dit tot 'n gevoel van waardeloosheid in hulself. Seuns sluit aan by verkeerde vriendekringe en bendes. Meisies word seksueel aktief op soek na vaders. En dit het ek al self gesien. Ek is eendag Rosepark toe gebel oor so 'n ding. Toe ek hierdie kind gaan sien, wat 13 jaar oud was, toe ek die gesinsstruktuur sien, toe besef ek, maar daar's nie 'n pa nie. Daar's nie 'n pa nie. Hoekom wil kinders 'n pa hê? Dit speel 'n baie belangrike rol in kinders lewens. Kinders weet dat hulle van God moet leer en leer van God, maar nou het hulle iemand nodig met 'n vel om. Paas, ons het 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Ons moet daardie versinnebeelding van Christus in ons huise wees. Want as ons dit is, deur genade van God, onthou ons is nie alleen in hierdie game, ons het vanoggend gesien, ons is nie alleen nie, die Here die Heilige Gees vir ons gegee, ons moet staat maak op die krag van die Heilige Gees, om daardie paas in ons gesinne te wees, dat daardie kinders, wanneer hulle ons sien en beleef, of oupas en oumas, as hulle ons beleef, dat hulle sê, dit is hoe Jesus is. Dit is Jesus. Liefde moet seëvier. En toe Abraham 10 jaar in Kanaan, hy was toe rukkie weg, ons kan terug na Abraham toe. Ons weet nou wat gebeur het, hy het nou die slavin gehad, hy het by Hagar gegaan, en die Egiptiese slavin gevat, vir haar 'n man, Abraham as vrou gegee. Hier word hulle 'n saamgestelde gesin, en hulle het 'n kind gehad, en sy het swanger geword. Nou die krisis hierdie was nie plan A nie. Hier begin die konflik tussen Sara en Hagar. Want Hagar is 'n slavin, maar nou was sy saam met die baas, en sy het nou die baas se kind, en skielik het sy die groot rol wat sy nou wil speel in hierdie huishouding. En dit staan toe vir Sara nie aan nie. Maar kom ons dink 'n bietjie weier oor hierdie ding. Ons sien baie keer kinders word die speelbal tussen die biologiese en die stiefmaas. Want Sara gaan Ismael se stiefma wees. Ismael se stiefma wees. Hagar is die biologiese ma. En dan word hierdie arme kinders tussen twee huise vasgevang. Hulle word 'n speelbal van hierdie konflik. En die groot probleem hierso, Abraham het nog steeds eintlik sy funksie nie vervul as man in daardie huis nie. Hierdie omstandighede was plan B. Maar wat moes Abraham eintlik hier gedoen het? Hy moes sy vrou Sara ondersteun het. Dis wat hy moes gedoen het. Maar sy naderhand, hy distansieer homself eintlik van hierdie sage. Hy onttrek eintlik hiervan. Sy rol word al hoe minder in die huisgesin en Sara raak al hoe meer moedeloos. Abraham moes hierdie saak beredder het, hoe sleg dit ook al was dit 'n plan B. En dan sê hulle, nou kom Sara na hom toe en sê, hoe lank moet ek hierdie onreg verduur? En dit is een van die groot probleme in saamgestelde gesinne. Wanneer die kinders, die stiefma voel dat die kinders ondersteun net die biologiese ma. En die biologiese ma is eintlik die sondebok. En dan word daar allerhande dinge teenoor mekaar gesê. Hulle word deel van 'n konflik wat nie nodig is in hulle lewe, in hulle onseker lewe nie. Jy moet onthou, kinders wat nog jonk is onseker oor die lewe. Hulle het nog nie eens identiteit nie, hulle weet nie lekker wie ek is nie. Waar word ons identiteit gevorm? Dit word in die huis gevorm. En die sê sy, nou kom Sara weer na Abraham toe, en sê vir hom, luister hierso, hierdie onreg. Wat het sy daar in die begin gesê? Vat haar, en ek sal die kind as my eie groot maak. Nou sien sy nie, maar hierdie ding gaan nie heeltemal lekker werk nie. Daar is 'n onderliggende jaloesie teenoor Hagar. En dit is die groot probleem in saamgestelde gesinne. Jaloesie is een van die groot probleme, een van die groot dryfvere wat saamgestelde gesinne laat opbreek. En onopgeloste gevoelens. Daar's baie onopgeloste gevoelens. Maar Abraham sê vir Sara, jou slavin staan onder jou. Doen jy met haar soos jy goed dink. Sara het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Hier waar hy moet opstaan as die pa van hierdie huis
Hierdie situasie is nie goed nie. Sê hy vir haar, doen jy soos jy lus het. Hy neem nie 'n besluit nie. En hy is die man wat eintlik die belofte het. Hy het eintlik die plan A. En dit het by Abraham begin. En ons weet nou wat daar met Hagar gebeur het. Hagar het weggegaan. Sy het weggegaan, Sara het haar weggejaag en sy het weggegaan. Maar wat het toe gebeur? Jesus het haar gesien. En eintlik word Hagar eintlik hier 'n enkel ouer. Maar Jesus het haar raak gesien. En Sara het en die engel van die Here het na Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, 'n fontein langs die pad na Sur toe en haar gevra: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" Toe antwoord sy: "Ek loop weg van my minnares af." En toe sê sy vir haar: "Gaan terug." Nou daar's baie keer situasies wat vir ons baie moeilik is. En ek sê nie wanneer ons in 'n narcistiese, mishandelende huwelik is nie. Nee, ek sê nie altyd, jy weet, ons moet dan kyk hierna, maar baie mense skei eintlik oor snaakse goede. Finansies. Hulle leef uit mekaar uit. Nee? So mense beweeg stadig maar seker uit mekaar uit weg. En die probleem is dat die beste ding wat jy kan doen is om daai huwelik weer reg te maak. Dis baie moeilik. Ek praat nie van 'n huwelik waar daar mishandeling is. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van 'n huwelik waar twee mense uit mekaar net uitbeweeg het. Ek kry eendag 'n man en vrou. Hulle is geskei na 35 jaar. Nee, 40. Hulle was altyd in hulle 60. Toe skei hulle. Ek sê vir die oomblik dan nie nou maar, dit is nou 'n klomp jaar terug. Hoe dit nou gebeur? Nee, ons het net niks meer vir mekaar nie. Ons praat nie meer met mekaar nie. Ek sê vir julle, waar julle jong mense nou is met julle kinders, dis hierso waar jy jou huwelik maak of breek. En ons moet dit vir die wêreld sê. Almal is besig met kinders en is beroepe, man en vrouens spandeer glad nie meer tyd saam met mekaar nie. Hulle dryf uit mekaar uit weg. En dan skei hulle op 'n hoë ouderdom want hy het niks om vir mekaar te sê nie. Die man sê vir my, hy geniet sy lewe, hy is alleen daar by die huis en sy vrou is alleen by die huis. Dis vir niemand lekker nie. En wat hier gebeur het is, hier gaan Hagar weg, maar die Here sê vir haar, kom terug. Wat sê God eintlik vir Hagar? Hagar, jy moet 'n hartsverandering ondergaan. Sy was nou daar op pad gewees, kom terug. Jy moet jou houding verander. Dis eintlik wat die Here vir haar sê. Gaan terug na jou eienares toe. En sy gaan terug. So God wil hê dat haar hart moet verander. Somstyds moet ons eerder bid dat God ons harte moet verander. En dit kan ons sê doen deur die inwerking van die Heilige Gees. Dis hoekom daar hervorming in ons lewe moet wees. En toe sê die engel toe na haar toe gekom en sy het toe die seun gekry in vers 12 praat sy oor hierdie seun. Jou seun sal 'n man wees, ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal vyandskap leef met sy bloedverwante. Hoekom is dit so? Hy het nie 'n pa gehad nie. Ismael het nie 'n pa gehad nie. Hagar was eintlik dan 'n enkel ouer. Hy het uit mekaar uitgegaan. Hy het nie 'n pa figuur gehad nie. En dis hoekom hy so geraak. Het julle gedink, sê nou maar Ismael en Isak, hulle kon hierdie ding beredder en hulle was eens. Wie min moeilikheid sou Israel gehad het? Want waar het hy gegaan? Met wie het Ismael getrou? Met Egiptenare. Israel sou 'n baie beter posisie gewees het as Abraham in hierdie situasie sy vaderskap in hierdie saamgestelde gesin reg uitgeleef het. Dit sou baie beter gewees het. En as ons kyk na hierdie gevolge van hierdie saamgestelde gesinne, daar's 'n paar beginsels wat julle met mense kan deel. En die eerste ding is dit, dinge het nou baie verander. Dinge het verskriklik verander. Dis nou, ons is in die selfoon tegnologie. Mense praat nie meer met mekaar nie. Mans en vrouens praat nie meer met mekaar nie. Hulle sit op hulle telefone en scroll. Dis die eerste beginsel. As ons die wêreld daar buite wil bedien, en ons wil probeer hierdie ding aanspreek van disfunksionele gesinne, moet ons eintlik praat oor tegnologie. In die verhoudingsstelsels. Mense sit in een sitkamer en almal sit op hulle selfone. Almal van ons is skuldig aan. Ek weet nie hoekom wil mense die hele tyd daar scroll nie. Hulle sê dit het nog hulle verslawende dopamine effek, jy weet. Jy wil net daar, jy weet, elke 3 sekondes. Hoekom doen 'n mens dit? Ons praat nie meer met mekaar nie. Ons praat nie meer met mekaar nie.
En dan die volgende beginsel wat ek voel, definieer rolle duidelik. Hier is dit baie belangrik. Wie is eerste viool? Soos hulle in die musiek, as jy nou kyk na orkes, daar is 'n eerste viool en 'n tweede viool. Maar hulle almal speel van dieselfde blad musiek af. En dit is wat ons moet probeer bewerkstellig, dat wanneer daar huweliksdisfunksie is in 'n saamgestelde gesin, in 'n eerste gesin of in 'n enkel gesin, moet ons vir hulle sê, maar daar's altyd 'n eerste en 'n tweede viool. Die rolle moet sterk gedefinieer word voordat hierdie mense met mekaar trou of in verbinding in huwelik tree, of voordat hulle gesin vorm. Watter rolle gaan wie speel? En dis baie belangrik. Dit moet duidelik gedefinieer word. En ek gesê het, die belangrike ding is die biologiese ouer aanvanklik moet die dissipline handhaaf. En dan konteks teenoor emosies. En ons maak baie keer daai fout. En ek het mense dit oor sê, hy kan nie verstaan, want daar was 'n tiener in die huis, ook 'n saamgestelde gesin. Hoekom moet hierdie tieners die deure slaan? Die tiener kom nie tafel toe nie, die tiener kom was nie skorrelgoed nie. Hy kan hierdie kind nie meer vat in sy huis nie. Maar dit is ons dink, ons het nou fisies voorsien. Kos, klere, 'n huis, wat pla jy? Maar daar lê diep iets onderliggend, die emosies moet ook hanteer word. Die oppervlak lyk so. Die kind het sekere gedrag, sekere abnormale gedrag, maar wat bepaal hierdie abnormale gedrag? Dis wat onderliggend aan die gang is. En dis wat eintlik met Ismael ook gebeur het. Hy het hierdie verwerping ervaar van sy pa Abraham af. Alhoewel die Here hulle gelei en versorg het, het hy die letsels gedra van daardie verwerping. En dit het konflik veroorsaak tussen hom en sy halfbroer. Fisiese behoeftes, dink ons baie keer, is belangriker as emosionele behoeftes. Waaroor kla jy? En dan, ouerskap tussen twee huise, dit is die ander groot ding. En dit kan ons in eie huise ook wees. Die ouers is die belangrikste, nie die kinders nie, maar jy kry kinders wat ouers teen mekaar afspeel. Kinders probeer doen dinge, hulle is fyn manipuleerders, hulle probeer dinge doen om pa en ma teen mekaar af te speel, maar in saamgestelde gesinne is dit nog 'n groter ding. Wat gebeur tussen die huise? Moet jy nou daar gaan kuier? Die pa moet nou onderhoud betaal. Nou sê die nuwe stiefma is nie baie gelukkig daarmee nie. Hierdie is 'n baie komplekse groot probleem wat ons moet aanspreek, want dit is groot in die samelewing. Wat doen ons met hierdie? En die probleem is ook, ons kan die kinders die middelpunt van die konflik maak. Dis jou kinders, man, dis jou kinders. Kyk wat doen hulle. As hulle nie hier was nie, was dit baie beter vir ons. Ons moet versigtig wees. Wat gebeur met daardie kinders tussen daardie huise? En dis wat ons moet aanspreek ook. En dan, dis 'n baie belangrik. Jy is belangrik in jou goeie ouerskap. So jy is die belangrik, en ek het dit nou hoeveel keer herhaal, jy is die belangrikste, die ouers is die belangrikste entiteite in hierdie verhouding. En natuurlik, sonder God kan ons absoluut niks doen. Kan absoluut niks doen. Dis net God wat vir ons deur hierdie dinge dra en lei. So ons terug gaan na ons verhaal toe, en Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem, Lega Rooi Fontein, die fontein tussen Kades en Bernia. Dis eintlik so baie pragtig hierdie. Hierdie vrou is eintlik nou 'n enkel ouer. Sy is op pad na 'n toekoms van eintlik, sy het nie 'n toekoms nie. En nie kry God aan, hy sien haar raak. Sy sê, God sien my raak. So wanneer ons met hierdie mense werk en hulle is in absolute moedeloosheid, voel hulle baie keer dat God sien hulle nie raak nie. Hulle voel te sondig om kerk toe te gaan. Daar's mense wat sê, hulle het soveel skuldgevoelens, hulle voel nie veilig om te bid nie. Ons moet vir hulle sê, jy mag so voel, maar God sien jou raak, soos wat hy vir Hagar raak gesien het, en sy het vir Ismael in die wêreld gebring, en toe die situasie weer versleg. En hier word sy weer 'n keer weggestuur in die woestyn in, want hier sê die Here, dis interessant, hy sê vir Abraham, luister na Sara, jou vrou. En hy stuur hulle weg. En sy gaan weg.
En Abraham het hulle toe weggestuur. En dis eintlik verskriklik, Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slif nie. Luister na Sara wat vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Dit is eintlik verskriklik om te dink dat God het daai plan A nog steeds deurgevoer. Ten spyte van foute wat gemaak word. So wanneer ons kyk na saamgestelde gesinne, wanneer ons kyk na huwelike, dit moet ons stukkie paradys wees. Dit moet die beste ding wees in ons lewens. Maar wanneer daar foute is, moet ons weet dat God hou ons dop. En al word daar foute gemaak, mens kan daardeur werk. Mens kan daardeur werk. En toe sê ons ken die verhaal, die water het opgeraak, en toe die Here weer na haar toe gekom, en sy het 'n entjie verder gaan sit, so ver as wat 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Dit, haar situasie is sleg. Enkel ouers se situasies is regtig baie moeilik. Skielik moet hulle na 'n ander huis toe trek, of na 'n ander plek toe trek. Hulle voel so alleen, niemand help nie. Jy weet, mense weet, hoor net die mense is geskei en hulle het getrek. Ons besoek hulle nie. Hulle moet besoek word. En toe daai kind gehoor huil en sê, staan op, tel jou kind op, troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Terwyl toe haar situasie regtig finaal, dit lyk as die laaste strooi op die kameel se rug, gee die Here vir haar put. En sy het die veldsak vol water gemaak en die kind water gegee. En God het die kind laat groot word en hy het die woestyn gewoon en het hande geword met pyl en boog. En hy het in die Paran woestyn gewoon en sy ma het vir hom 'n Egiptiese vrou gegee. Maar wanneer ons na hierdie verhaal kyk, dan besef ons dat saamgestelde gesinne het groot uitdagings. Enkel ouers het groot uitdagings. Wat moet ons as 'n Sewendag Adventiste kerk doen? Wat dink julle kan ons doen om hierdie dinge aan te spreek? Maar ek dink die groot belangrike ding, die groot les vir ons vanaand is, ons moet na ons eie huwelike kyk. Ons moet na ons eie huwelike kyk. Ma en pa, julle is die sterkste eenheid wat daar moet wees. Want dan is dit goed vir die kinders. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Hemelse Vader, dat U vir ons so goed was, dat ons die voorreg het om saam te kan aanbid, Here. Ons pleit vir herlewing in ons kerk, ons pleit vir herlewing in ons eie lewens. Maar Here, waar ons nou uitgaan na die wêreld daar buite, wil U asseblief vir ons help, Here, om sensitief te wees vir die uitdagings wat daar is. Daar's baie gebroke mense, gebroke gesinne, gebroke lewens. Wil U asseblief elke lewe aanraak en maak ons sensitief en wys vir ons waar ons 'n verskil kan maak. Wil U ons insig en wysheid gee, Here, om die samelewing te dien waar gebroke mense is ons gebed in Jesus naam. Amen.